Goeiedag en baie welkom by Joy Radiostasie. My naam is Jaco Pieter en vandag hier in 'n netedop gesels ons oor vreugde en vrede wat ons in ons lewe elke dag soek, ons wat kinders van die Here is. Wanneer ons gaan kyk na ons lewe, dan is een van die goed wat ons natuurlik altyd na soek, is 'n anker. 'n Anker wat ons tydens lewensstorme kan vashou, waarin ons gefestig is en wat vir ons sekuriteit gee. Daar is soveel dinge in hierdie wêreld wat 'n mens baie vinnig kan ontwortel of baie vinnig jou lewe geweldig kan ontwrig of omkrap. Ek weet nie van jou nie, maar baie van die dinge wat 'n mens sien op die nuus of wat jy lees in die koerant, kan maar soms te negatief wees. Dit is amper asof van die inligting ons besoedel. En wanneer ons te veel blootgestel word aan die eksterne nuus, al die negatiewe nuus, dan het dit ook 'n impak op ons siege en gaan ons ook sielkundig begin swaar kry as ons onsself nie beskerm nie. So die vraag is, wat is ons anker? Wie is ons anker in hierdie wêreld waarin ons leef? In Psalm 130 lees ons, skryf die skrywer verheffing is nie by my nie, of hoogmoed is nie by my nie, want as ek iets nie kan doen nie, dan los ek dit. En dan skryf die digter, ek het rus en vrede gevind soos 'n kind by sy moeder. En daarin leer ons hoe belangrik dit vir ons is, dat ons ook in ons lewe moet besef hoe belangrik dit is om by die Here te rus. Hoe belangrik dit is dat ons by die Here vrede kry. Want ons kan regtig in ons lewe jaag om die vrede op 'n klomp verskillende plekke te kry, maar op die einde van die dag is die enigste plek waar ons werklik vrede en rustigheid kan kry by die Here. En daarom is dit belangrik dat ons ook in ons lewe self verantwoordelikheid moet aanvaar om seker te maak dat ons stabiliteit het, om seker te maak dat ons 'n anker het in ons geloof en dat ons kan vas staan. Ons moet verseker op so 'n manier van die Here afhanklik wees dat hierdie dinge wat in die wêreld gebeur ons nie ontwrig nie, dat dit nie dinge is wat tot 'n groot mate verantwoordelik daarvoor is hoe ons elke dag emosioneel voel en beleef nie. Maar daarom kan ons ook weet dat ons by die Here stabiliteit het. God se liefde is onveranderlik. Sy liefde is onvoorwaardelik. En daarom kan ons weet dat ons in ons lewe ook die stabiliteit het, omdat ons God se kinders is. Daarom kan ons ook weet dat ons die vrede by God kry. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Want in die tyd van onrus en onstabiliteit waarin ons leef, kom daar baie keer die begeerte by ons op, dat ons net rustigheid soek, dat ons net vrede soek, dat ons net kalmte in ons lewe soek en dat ons eintlik wil ontsnap van die wêreld met al die dinge wat in die wêreld gebeur, al die besige dinge, al die dinge wat vir ons as mense ontwrig en wat ons vreugde in die lewe steel. En dit is hoekom ons moet ontdek hoe groot God se liefde vir elkeen van ons is. En ons lees van hierdie groot liefde van God in Efesiërs 3, waar Paulus vir die gemeente bid dat die Here vir hulle innerlike krag sal gee, of dat hy in hulle innerlike mens vir hulle sterk sal maak. En dit is wat ons ook nodig het in 'n tyd van onstabiliteit, in 'n tyd van onvrede en onrus, dat ons die stabiliteit van die Here in ons innerlike mens kan ervaar. Want dit is die enigste waar ons regtig in ons lewe rustigheid kan kry, waar ons regtig vrede kan kry op so 'n manier dat ons ook deur situasies kan gaan. Maar ons het nodig om in ons lewe te erken dat God se liefde altyd daar is, dat God se liefde ons dra, dat God se liefde vir ons omvou en dat God se liefde in ons lewe vir ons dryf en inspireer en dit ook vir ons moontlik maak om te lewe soos wat hy wil hê ons elke dag, ten spyte van hierdie moeilike situasies, moet lewe. En dan weet ons ook dat dit God is wat wonderlik en sterk is en dat dit hy is wat deur sy gees vir jou ook krag sal gee, sodat jy innerlik in jou innerlike mens sterk genoeg sal wees om dan, as mens dit nou so kan noem, jou man te kan staan, om sterk genoeg te wees om hierdie wêreld waarin ons lewe te trotseer en om te oorleef, elke liewe dag van ons lewe te weet dat dit God is wat vir ons krag gee, dat dit hy is wat vir ons dryf
Al voel ons kan nie meer nie, weet ons en kan ons verseker weet dat hy by ons is, dat hy die een is wat ons lewe verander en dat hy die een is wat ons met sy liefde omvou. En hierdie liefde skryf Paulus in Efesiërs hoofstuk 3. Ek bid ook dat julle saam met al die ander Christene sal kan ervaar hoe lief Christus ons regtig het, want sy liefde kan ons nie met woorde beskryf nie. Dit is te groot en te wonderlik. Geen mens kan dit met sy verstand uitredeneer nie, want dit is baie groter as wat ons mense is. Maar tog bid ek dat julle ietsie daarvan sal snap. Mag God julle lewens met sy teenwoordigheid oorspoel, sodat daar nie 'n stukkie van julle lewens is wat nie deur God se teenwoordigheid geraak word nie. God is so magtig en sterk, en juis met daardie krag werk hy ook in ons. Hy kan en het dinge vir ons gedoen waarvan ons nie eens kon droom nie. Hy verdien daarom al die eer wat die kerk het om te gee, veral as ons dink aan wat Christus Jesus vir ons gedoen het. Almal moet hom so eer, nou, môre en tot in alle ewigheid, en mag dit so wees. En dit is die beginsels wat ons moet verstaan van God se liefde, en ons moet verstaan hoe God se liefde dit vir ons moontlik maak om in alle situasies vorentoe te gaan. Nou, wat maak ons wanneer ons nie ware vrede het nie, of wanneer daar nie ware vrede in ons omstandighede te vind is nie? So waarheen vlug ons dan? Is natuurlik een van die vrae wat ons vra. So dink net dan vir 'n oomblik hoe wonderlik dit sal wees as jy die gewig van die angs kan afskud en 'n diep vrede kan ervaar. En dit is nie net iets wat ons in ons gedagtes het wat wensdenkery of verbeelding is nie, maar jy moet jouself ook indink en dit deel maak van jou lewe dat ons klaar hierdie gewig, klaar hierdie swaar dinge, hierdie moeilike dinge vir die Here gegee het, en dat die Here dan hierdie moeilike omstandighede vir ons dra. Al verander die wêreld buite ons nie, al lyk die wêreld dieselfde wanneer ons daarna kyk en wanneer ons daaroor dink, kan ons verseker weet dat die Here altyd dieselfde bly. So waar gaan soek ons hulp? Waar gaan kyk ons of ons oplossings kan kry? Die antwoord vir ons as kinders van die Here is natuurlik by die Here. Natuurlik gaan ons na hom toe en gaan soek ons by hom antwoorde. Ons hinker na hom, soos ons lees in die Psalms, wanneer Dawid skryf dat hy na God smag, dat hy na hom verlang en dat hy begeer om by hom te wees. So ons is ook deel van die groep mense wat sal spontaan sê, ons gaan soek ons vrede by die Here. Ons gaan na hom toe, ons reik uit, ons wil met hom praat, ons wil die oplossing sê, ons wil sy vrede ervaar en ons wil sy liefde in ons lewe beleef. Die wonderlike is dat ons ook lees in Hebreërs dat Jesus vir ons vrymoedigheid gee om na die troonkamer van God toe te gaan, dat ons in sy heiligdom kan ingaan. Jesus het dit vir ons so bewerk. So dit is nie net dat ons uitreik of dat ons graag vir God in ons lewe wil hê nie, dit is dat ons in sy heiligheid kan wandel ook. Ons kan in sy teenwoordigheid lewe. En dit is wat Jesus vir ons kom bewerk het. So wanneer ons smag na vrede, wanneer ons smag na kalmte in ons situasies, moet ons weet, ons wandel elke dag in God se heiligheid. Ons leef in sy heiligheid. Ons leef in sy teenwoordigheid. En dit is sy teenwoordigheid wat vir ons in ons lewe moed gee en hoop gee en ook vir ons die deursettingsvermoë gee om vorentoe te kan gaan, om elke dag nog 'n tree vorentoe te gee, om ons te help dat ons nie vasval en vasbrand in ons huidige situasies nie. God se teenwoordigheid is in ons lewe die krag van God, wat deur sy Gees in elkeen van ons werk, wat die Gees ook vir ons mee help om te lewe, om die lewe aan te gryp en om vorentoe te kan gaan. En dit is die dinge waarmee die Here vir elkeen van ons help en waarmee hy in ons en hoe hy, in en deur ons werk. So dink net hoe wonderlik dit sal wees as die gewig van hierdie wêreld van angs en onsekerheid en bekommernis kan afskud en die diep vrede van God ervaar. Dink net hoe wonderlik dit sal wees as jy
al hierdie dinge wat nou op jou is, net vir die Here kan gee, kan jy jouself indink hoe vry jy sal wees, hoeveel meer vrede jy in jou lewe sal ervaar. Want onvrede kom wanneer ons laste dra wat nie ons in is nie, of wanneer ons bekommer oor dinge wat met ons niks uit te maak het nie, of wanneer ons bekommer oor ander mense se sake en probeer kyk wat se probleme hulle in hulle lewens het. Al hierdie tipe van dinge steel ons vreugde. Mense kan ook ons vreugde steel want mense gun mekaar ook nie iets nie. Mense gun mekaar regtig niks. En dit is baie maklik vir mense om ook slegte dinge van mekaar te sê wat baie van ons vrede steel. Natuurlik wat ook ons vrede steel is dit wat in die wêreld gebeur, dit wat in ons land gebeur, die moeilikheid wat ons oralste raak sien, die diefstal, die moord, die roof, die ontvoering, die bedrog, die geweld, die leuns, die mense wat mekaar haat. So gaan hierdie lys aan en word al langer as ons daaroor praat. Maar vir ons as gelowiges lê die fokus, die perspektief lê daarop dat ons hierdie laste vir die Here kan gee. So wanneer ons kyk na hierdie lang lys van dinge wat ons moet steel en ons vreugde steel en ons vrede steel, moet ons weet dat die Here Jesus aan die kruis gesterwe het, ook vir elkeen van hierdie persone wat die lewe vir ons so moeilik maak. En daarom is dit ons werk ook om in gebed, soos wat Daniël gemaak het in Daniël 9, met die Here te praat en vir hom te sê, Here, ons het al hierdie ellende, Here, ons sit met al hierdie probleme, ons is ongehoorsaam en al hierdie onheilige dinge wat plaasvind, bring ons voor U. So ons moet intree vir hierdie wêreld. Ons moet intree vir die mense wat ons vreugde en vrede en geluk steel. Ons moet vir die mense bid en vir die Here vra om regtig hierdie mense ook in hulle lewe te help en ook dat sy liefde in hulle lewe sal manifesteer en dat as dit nodig is die Here ons ook gebruik om liefde in hierdie mense se lewens in te dra deur ons betrokkenheid op watter manier dit ook al is. Dink jouself net in hoe wonderlik dit sal wees as ons al hierdie dinge kan afskud. En saam met dit wil ek sê, jy moet besef, dit moet by jou insink dat dit reeds gebeur in Christus, dat Christus reeds hierdie laste van ons dra. Dit moet by ons insink dat die Here dit in die verlede gedoen het in ons lewe, maar dat hy dit ook in ons hede sal doen, soos wat hy dit ook in die toekoms sal doen. So dit moet by onsself insink, ons moet dit deel maak van ons geloofslewe, ons moet dit deel maak van ons denke, om te erken en te bely dat die Here reeds vir ons laste dra. En wanneer ons dit besef, wanneer hierdie realiteit in ons lewe inskop en ons dit erken en beleef en saam met God stem dat dit klaar so is, dan sal ons vrede weer stukkie vir stukkie terugkeer. Dan sal ons suurstof terugkom as mense. Dan sal ons voel of ons weer kan asemhaal. Dan sal dit voel asof ons weer vryer raak. Wanneer ons al hierdie dinge vir die Here gee en wanneer ons hom met alles vertrou en vir hom alleenlik vra om ons hiermee te help. En dit beteken dat ons regtig ons probleme vir hom sal gee en hom volkome daarmee te vertrou. Natuurlik is dit ook so dat die Here mense gebruik om ons te help. Ons moet net ook in ons lewe seker maak dat dit wedergebore kinders van die Here is wat ons help. So, in hierdie gesprek praat ons oor die diepte van God se vrede. Ons praat oor hoe God se vrede alle verstand te bowe gaan, soos Paulus skryf. Ons weet ook dat die engele, wanneer hulle liedere sing met die aankondiging van Christus se koms, hulle sing vrede op aarde. En hierdie vrede het saam met Jesus gekom. So Jesus is die toonbeeld van vrede. Jesus is die een wat God se vrede in hierdie wêreld indra. Jesus is die een wat ons leer van vrede. Jesus is die een wat sê geseënd is die vredemakers. Jesus leer vir ons hoe om in 'n regte verhouding met die Vader te wees. Jesus leer vir ons wat dit beteken om in vrede met God te lewe. Jesus leer vir ons hoe ons lewe kan oorgee aan die Vader, hoe ons hom kan vertrou. Jesus leer ons ook van liefde en hy leer ons ook dat wanneer ons mekaar liefhet, dat ons daardeur ook getuienis sal uitstraal.
So wanneer dinge ons vrede steel, dan is Jesus ons antwoord. Jesus is die een na wie toe ons eerste kan gaan, wanneer ons nie in ons lewe vrede ervaar nie. Jesus is ons middelaar. Hy tree vir ons in by die Vader. Jesus het vir ons sondes aan die kruis gesterf, hy het opgestaan uit die dood, en hy is elkeen van ons 'n persoonlike verlosser. En ons weet dat Jesus ons kom leer het dat God se liefde konstant is, dat dit stabiel is, dat sy liefde onvoorwaardelik is, en dat daar niks is wat ons van God se liefde kan skei nie. God se liefde verander jou innerlike wêreld. En wanneer ons Jesus toelaat in ons innerlike wêreld, wanneer ons Jesus toelaat om sy lig in ons lewe te laat skyn, wanneer ons Jesus toelaat om ons te help om te sien wat die dinge is wat ons ontwrig, wat die dinge is wat ons vrede steel, dan verander Jesus ons innerlike wese, en dan vind ons innerlike genesing, ons vind innerlike vrede, omdat Jesus in ons lewe vir ons genesing bring. Wanneer ons hierdie laste vir hom gee, wanneer ons aanhou met 'n dissipline om die laste vir hom te gee en hom daarmee te vertrou, dan sal ons God se genesende krag ervaar. Die krag wat vir ons oorwinning gee, die krag wat vir ons help om regtig in ons lewe die situasies te hanteer wat ons as mense gedink het nooit 'n oplossing sou voorkom nie. Ons kan die Here daarvoor vertrou dat hy die een is wat vir ons 'n oplossing sal bied, wat blywend is, wat nie 'n korttermyn oplossing is nie, maar 'n langtermyn oplossing. So God se liefde kan jou innerlike wêreld verander, want is in ons innerlike wêreld waar vrede gesteel word. Dis hier in ons diepste wese waar dinge ons ontstel. En wanneer ons God verstaan, God se teenwoordigheid verstaan, Jesus, die Heilige Gees in ons lewe toelaat, dan sal ons weer verstaan en ervaar hoe groot God se liefde, genade en vrede is wat hy in ons lewe vir ons gee. En dit bring ons dan by die punt om te sê dat God se liefde die stabiliserende faktor in ons lewe is. God se liefde is die faktor wat na ons kant toe kom, wat vir ons help om in 'n lewe of in 'n lewenswyse te leef waar ons 'n lewe van vrede sal lei, 'n lewe van liefde sal lei, waarin ons vir die Here alles gee, waarin ons vir die Here vertrou en dat ons weet hy is die een wat vir ons verandering kan bring. En dit is Jesus wat ons uitnooi in Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. En Jesus nooi vandag ook vir jou uit. Gaan na hom toe, want hy gee rus. As jy uitgeput en oorlaai is en dinge steel jou vrede en jy voel jy weet nie meer waarheen nie, jy voel jy kan nie voortgaan nie, aanvaar Jesus se uitnodiging, reageer op sy uitnodiging, neem sy uitnodiging aan, want Jesus leer vir ons dat sy juk is lig en sy juk is sag en sy las is lig. En dit wat Jesus ons leer, bring vir ons genesing, bring vir ons vrede, bring vir ons 'n perspektief wat goddelik is, gee vir ons ander oë om na die wêreld te kyk. En ons weet dan dat wanneer ons sy juk op ons neem, dan sal God se sagmoedigheid en nederigheid sal by elkeen van ons wees. En julle sal rus kry vir julle gemoed, sê Jesus. So Jesus nooi vir ons uit, as jy moeg is, kom na my toe, sê Jesus. En ons kan, wanneer ons praat oor dinge wat ons vrede steel, moet ons hierdie uitnodiging van Jesus die hele tyd in ons agterkop hou en onthou dat ons enige tyd na hom toe kan gaan. En dit het ek al vandag 'n paar keer gesê in hierdie program. So hoekom begeer ons vrede? Wat is die rede waarom ons vrede soek? Een van die redes is natuurlik dat ons onder die konstante druk van die wêreld verkeer. Dat daar die druk nooit ligter word nie. Die druk word al meer elke dag. Dis een van die baie redes in ons wêreld. Die sosiale media waarop mense soveel tyd spandeer, gee vir hulle soveel inligting en baie van die inligting is vals inligting. En dan natuurlik ook die alledaagse uitdagings
wat vir elkeen van ons moeilik is. En dit het ons nou al by meer as een keer gesê in vandag se program. Al hierdie faktore wat ons vrede steel, maak dat ons begeer om vrede te kry, maak dat ons die Here wil ervaar, maak dat ons op 'n punt in ons lewe wil kom waar ons net kan oorgee en net kan regtig rustig wees en weet dat ons vrede en harmonie het. Want dit is een van ons begeertes as mens in ons lewe, is om met hierdie harmonie en vrede te kan lewe. En Jesus is by uitstek die een wat vir ons hiermee kan help. Sy uitnodiging, kom na my toe, is iets wat in hierdie program vir ons regtig soos 'n paal bo water uitstaan. Wanneer ons vrede kort kom, moet ons Jesus se uitnodiging aanvaar, want God se liefde is onvoorwaardelik. Mense het mekaar voorwaardelik lief, en dit vat ook baie keer van ons vrede weg. Dit vat baie keer van ons geestelikheid weg. Dit vat ons rustigheid weg. Dit maak ons angstig, omdat mense met soveel voorwaardelike liefde werk en funksioneer. En selfs dit vat baie van ons vrede weg in ons lewe, want ons moet altyd aan almal se voorwaardes voldoen. Ons moet altyd mense se voorwaardes respekteer en probeer om daarby uit te kom, sodat ons in reaksie daarop liefde kan kry. En dit skep by ons 'n baie gevaarlike patroon of 'n kettingreaksie. Die een negatiewe ding gee aanleiding tot die volgende, en so kring dit later so ver uit, dat ons eintlik uit voelinge uitraak met wat liefde regtig is. En dat ons eintlik besig is en so hard aan werk om mense tevrede te stel, dat ons eintlik verder en verder wegbeweeg van die oorspronklike bedoeling van liefde in ons lewe, die oorspronklike bedoeling van liefde wat ons na mekaar toe moet gee. Want God se liefde het nie vereistes nie. God se liefde het nie voorwaardes nie. Ons hoef niks te doen om God se liefde te verdien nie. Ons hoef niks te doen om God se liefde in ons lewe realiseerbaar te maak nie. Ons kan nie presteer nie, dis wat ek bedoel. Ons kan nie deur uiterlike rituele of handelinge iets doen om God se liefde in ons lewe te kry nie. Nee, God se liefde in ons lewe is onvoorwaardelik, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. En God se liefde is onvoorwaardelik voor dit op die aarde gemanifesteer het in die vorm van Jesus wat aarde toe gekom het. En dis hierdie tipe van liefde wat ons nodig het om ons vrede terug te kry. Maar in verhoudings tussen mense is daar voorwaardelike liefde. En voorwaardelike liefde maak dit vir mense baie moeilik om in vrede te kan lewe. So die oplossing hiervoor is dat jy eerste van jou kant af, ek en jy van ons kant af, moet begin met onvoorwaardelike liefde. Want wanneer ons onvoorwaardelike liefde gee, verwag ons niks terug nie. Ons verwag nie dat ons aan ander se voorwaardes voldoen nie. Ons voldoen aan God se voorwaarde in sy instruksie, julle moet mekaar lief hê. En wanneer ons liefde gee, wanneer ons onvoorwaardelike liefde gee, kry ons vrede terug. Wanneer ons uitreik na mense en vir mense help, kry ons vrede terug. Wanneer ons empatie vir mense wys, kry ons vrede terug. Wanneer ons regtig 'n begrip toon vir ander mense se nood, ander mense se ellende, kry ons ook ons vrede terug. Met ander woorde, wanneer ons bietjie verder lewe as net onsself, wanneer ons van onsself vergeet, kry ons vrede terug. Maar een van die groot redes hoekom ons so sukkel met vrede is omdat ons so selfbehep is. Ons wil so graag hê alles moet om ons draai. Ons wil so graag hê almal moet volgens ons pype dans. Maar vrede kom wanneer ons oorgee aan God, van onsself vergeet en aan ander dink en besef dat ons knegte van die Here is. Wanneer ons weer ons posisie in die Here verstaan, wanneer ons die posisie wat die Here vir ons gee uitlewe, dan kom daar ook vrede terug, want dan begin ons beweeg in die ordes, die skepingsorde wat God vir ons wil hê. En wanneer ons in God se skepingsorde begin beweeg, kry ons ook ons vrede terug. Want dan is ons deur God beskerm. Dan is ons nie uitgelewer aan die voorwaardelike liefde van mense nie, maar dan is ons uitverkoop aan God, uitverkoop aan Christus, en leef ons dan volgens wat hy van elkeen van ons vra.
Ons kry vrede deur gebed. Ons kan ons vrede terugkry deur vir die Here te vra dat hy dit vir ons moet teruggee. Maar wanneer ons bid, wanneer ons onsself toewy aan die Here, kry ons vrede. Wanneer ons God se woord bestudeer, kry ons vrede. Wanneer ons luister na 'n geesvervulde boodskap, kry ons vrede terug. Wanneer ons luister wanneer die Heilige Gees met ons praat en ons reageer, kry ons vrede terug. Wanneer ons 'n studie maak van God se woord, kry ons vrede terug. Wanneer ons dankbaar is oor alles wat die Here vir ons gee, wat die Here vir ons doen, dan kry ons ook ons vrede terug. En daar is een persoon wat in sy lewe vrede gevind het aan wie ek nou kan dink. Dit was 'n man wat met hartversaking gesukkel het en erge diabetes. Hy het al begin om sy sig te verloor weens die intensiteit van die diabetes wat hy in sy lewe gehad het. En ek het hom besoek kort voor sy dood. En ek sal nooit vergeet nie, ek het vir hom gevra of hy gereed is om dood te gaan en of Jesus sy verlosser is. En hy het my geantwoord en vir my gesê, Jesus is sy verlosser, maar hy weet nie of hy goed genoeg is om hemel toe te gaan nie, want sy vriende het vir hom gesê, if you live like a cowboy, you will die like a cowboy. En hy het gedink dat sy vriende reg is en hy het sy hele lewe gelewe met hierdie beginsel van, al is ek 'n kind van die Here, gaan ek nie die ewige lewe beerwe nie, want ek het so verskriklike lewe gelei. En ek vra toe vir hom of hy hierdie lewe van hom bely het teenoor die Here toe hy die Here aangeneem het. En hy het vir my gesê hy het teenoor die Here dit bely. En ek sê toe vir hom, weet jy, God se woord sê as ons sondes bely, God is getrou en regverdig. Hy vergewe ons van al ons ongeregtigheid. En ek sal nooit vergeet nie, hy het sy kop bietjie weggedraai van my af en vir my gesê, weet jy, ek sien my verlosser. En ek vra toe vir hom, wat bedoel hy? Hy sê nee, hy sien sy verlosser en vandag weet hy dat hy gered is. Vandag weet hy dat hy na die Here toe gaan. Hy het absoluut vrede. En die vrede van God het oor daardie man gekom, dat hy sommer begin het om te getuig, dat hy begin praat het met sy familie oor hulle eie geestelike lewe, en hoe hulle ook in hulle lewe moet regmaak voor hulle na die Here toe gaan. Die Gees van die Here het daardie man so in besit geneem, en vir hom die vrede gegee wat God oor hom laat vloei daai dag. En dit was my wonderlike ding om te aanskou, om te sien hoe God se vrede iemand regtig in 'n oogwink kan verander, wanneer hy sy vrede oor ons laat spoel. En in die man se geval was dit vir my so wonderlik om te dink dat hy vir daai tyd in sy lewe die bevryding kon ervaar voor hy gesterf het, die bevryding van al hierdie laste wat sy vriende op hom gelê het, om vir hom te sê, if he lives like a cowboy, he will die like a cowboy. En hoe hy dan in sy lewe met die absolute vrede van die Here gesterf het. En dit is vir my so mooi storie, en ek dink ek wil daarmee afsluit, en vir jou ook uitnooi vandag, om regtig alles vir die Here te gee. Gaan na Jesus toe, hy sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Here, ons kom na U toe vandag, ons kniel voor U, ons gee onsself in U hande, ons wil rus hê, Here, ons wil vrede hê in ons lewe. Ons behoort aan U, ons is U kinders. Dankie dat ons vanuit U genade kan leef, vanuit U liefde. Ons loof U daarvoor. Here, kom genees ons vandag, raak ons aan. Ons vra, Here, laat U vrede oor ons spoel, U genade en vrede ons innerlike wese sal oorneem, dat ons innerlik in ons innerlike mens U vrede sal ervaar op hierdie oomblik. Dit bid ons en vra ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.